Wil jy vir jou langs sê, God is good. Kyk hom in sy oë en sê, God is good. Sê dit vanoggend, want jy glo dit vanoggend. God is goed. En hy doen goed. Amen. Ek hoor niks van amens nie. God is goed. En hy doen goed. Partykeer ervaar dit nie, partykeer voel dit nie so nie, partykeer is die situasies in ons lewe so oorweldigend dat ons God se goedheid nie meer kan ervaar in ons lewens nie. Ons sien dit nie meer raak nie, want ons is oorval met al die goed van hierdie wêreld. En as ons kyk wat die Bybel sê, die woord van God sê, is dat Satan die god van hierdie wêreld is. Die omstandighede wat in die wêreld aangaan. Want as ons kyk na alles, is net oorlog, nuus en moord en roof en al hierdie goed. En dis nie ons God nie. Dis nie die droom wat God vir ons gehad het op hierdie wêreld toe hy het geskaap het nie. Maar ons as mens het alles kom opvoeter en ons blameer vir God. Amen. Ons neek ons hele eie lewe op en ons blameer vir God. God kom en hy sê, ek weet wat 'n drome en gedagtes ek oor jou het. Jeremia, wat is hy? 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat 'n gedagtes en drome het ek oor jou. En wanneer iemand droom oor jou en gedagtes oor jou het, is dit iemand wat aan jou dink en wat jou koester. Hy sê, ek het gedagtes van vrede en 'n hoopvolle toekoms vir jou. 'n Hoopvolle toekoms is dit wat jy nodig het. Nie dit wat jy begeer nie, dit wat jy nodig het. Amen. Om deur die situasies te kom. Ons God is 'n God van oorvloed, mense. Wanneer ek en jy regtig leef in die volheid van God, dan ervaar ons, onthou God is meer gepla oor ons geestelike toestand as ons vleeslike toestand. En nie dat hy ons wil siek sien nie, hy wil ons gesond maak, want hy sê geneesheer. Maar sy eerste en belangrikste ding is ons geestelike toestand. Ons geestelike toestand bedoel ons verhouding met hom. Dis wat jou geestelike toestand is. Hoe is my verhouding met God? Elke liewe dag van my lewe. Ons staan nou en bid daar en ons is vanoggend nou so baie mense het verskoning gemaak en iemand sê, waar is die ander? Ek sê, ek hoop nie is die wegraping gewen nie, want ons het agtergebly. En toe antwoord die ander en sê, nee, maar as ek sien wie staan hier in die kringe, dan behoort dit nie so te wees nie. Dink vir myself, dis wat in ons hart moet wees. Jy moet verseker wees, wanneer jy wegraping is, gaan jy saam. Amen. Daar is 'n tweede kans, maar dit is 'n moeilike pad wat ek en jy dan sal moet gaan om deur te kom na die tweede kans toe. So hoekom wil ons dit vat? So vanoggend wil ek preek oor wat Paulus sê, daar's 'n doring in my vlees. En as ek baie keer na onsself kyk, dan sien en ervaar 'n mens ook hierdie dorings in jou vlees. En dit bedoel nie 'n fisiese doring wat in jou vlees is nie, dis 'n doring wat jy dit is 'n geestelike doring wat jou kan verander soos wat God jou nie wil hê nie. God wil jou hê en hy wil jou treat en hy, soos ek sê, hy het hierdie gedagtes en hierdie planne en hy sê, I anointed you. Jesaja 61 sê hy, I anointed you. So met ander woorde, hy het jou pad uitgelê vir jou. Amen. God het spesifiek vir jou 'n pad uitgelê vir jou en vir jou en vir jou en vir jou en vir my. Sê vir jou langs, God het 'n spesiale pad vir my uitgelê. Die duiwel lag lekker, sê, daai ouens glo dit nie. God het 'n spesiale pad vir my uitgelê. 'n Pad van oorvloed, vrede, vreugde, liefde, hoop, geduld en getrouheid. Amen. Dis wat God vir ons het.
God het vir jou gesê, ek lê vir jou hierdie pad uit. Jy gaan die woord verkondig by mense waar Koos nie gaan uitkom nie. God sê, ek gaan vir jou 'n pad uitlê. Jy gaan vir mense goed wys wat drome van ek vir jou oopmaak, sodat die mense se drome kan uitlê, sodat hulle kan verstaan wat ek vir hulle sê. So het God vir elkeen van my en jou 'n purpose in hierdie wêreld vir ons lewens. Ons is nie maar net hier en sê, okay, ek gee my hart vir die Here en alles is nou okay nie. Amen? Jy kan nie 'n perskeboom plant en sê, okay, ek gaan hom nie water gee nie, so hy moet elke jaar met hy vrug dra nie. So kan jy ook nie jou hart vir die Here gee en dan sê, maar ek het 30 jaar terug my hart vir die Here gegee, maar ek het nooit my Bybel meer oopgemaak daarna nie. Jy gaan geestelik dood. You will die. Spiritual, you will die. En God kom en Paulus praat daarso in Korintiërs, en dan gaan het vir ons lees. Baie keer is ons die doding in ons vlees, wat God daar so toelaat, dat ek en jy weer wakker word, om te sê, maar weet jy wat, ons is nie meer waar ons was nie, of waar ons moet wees nie. Goed wat ons seermaak. Dan sê God, maar kom terug aarde toe. Jy het jou op 'n pedestal begine sit, waar jy nie hoort nie. En dit is wat Paulus kom hier so, en hy sê in 2 Korintiërs 12 van vers 6. En as jy kyk, as jy Paulus ken, Paulus was 'n man van aansien. Paulus was iemand wat geleerdheid gehad het. Paulus is iemand wat autoriteit gehad het oor duisende en duisende mense. Paulus is iemand wat geld gehad het, wat eintlik niks nodig gehad het in die wêreld nie. Paulus het alles gehad wat hy wou, hy was slim, hy was 'n man van aansien. Met ander woorde, die mense het opgekyk na hom. Toe hy nog Saulus was. So hy het alles gehad wat nodig was. So hy het rede gehad om te boast. Jy sien ons baie van hierdie ouens, en ek het niks hoor my hart vanoggend, prys die Here, as die Here jou uit jou sokkies uitblest, en jy is nog steeds nederig, en eer aan God. Prys die Here vir dit. Maar jy kry hierdie, ek noem hulle hierdie kaartmannetjies, wanneer hulle nou iets bereik, en hulle kry geld en al hierdie goed, en dan loop hulle so, en hulle groet jou nie meer nie, jy was jare hulle vriend, maar nou loop hulle verby jou, want weet jy wat, ek is nou hoër as jy, ek het meer geld as jy, en al hierdie goed is so, geld het reguit na hulle kop toe gegaan, of die fame het reguit na hulle kop toe gegaan, of wat ook al. Hulle boast, en hulle het nie meer daai verhouding met die mense wat hulle gehad het nie. Die goed het meer belangrik geword as die vriendskap, as die mens, as God. En Paulus kom en hy sê, ek het al die redes gehad om dit te kan doen, om myself op 'n pedestal te sit. Maar hoor wat sê hy. Kom ons hoor wat sê hy. Hy sê al vers 6, en ek gaan vir pastoor Susan nou vra om 'n stukkie in Engels te lees. Hy sê baie mooi in Engels van vers 7 af. Hy sê, al sou ek ook wou spog, sou ek nie 'n dwaas wees nie. Paulus kom en hy sê, ek het alles gehad in my hele lewe wat ek nodig het. So ek kon gespog het en my naam groot gemaak en sê, ek Paulus het alles gedoen. Hy sê, maar dan sou ek stupid gewees het. Dan sou ek stupid gewees het, al sou ek ook wou spog, sou ek nie 'n dwaas wees nie. Met ander woorde, hy sê, ek sou nie 'n dwaas wees om te sê, maar ek het dit goed gemaak nie. Ek het dit verdien, ek het dit en ek het dat nie. God het vir jou die vermoë gegee, en die verstand gegee, om seker goed te doen.
So alle eer moet na God toe kom. Amen. Want dan sou ek die waarheid praat. Met ander woorde, hy sê, ek het soveel goed bereik en ek kon bietjie gespog het en ek kon dat gedoen het en dit sou waar gewees het, want kyk na wat ek bereik het. So dit sou nie 'n leuen gewees het nie, want Saulus het al hierdie goed bereik. Maar hy sê, ek wou nie spog as my persoon nie, want dit sou waar gewees het, maar ek sou 'n dwaas gewees het om dit te doen. En ek wil nie 'n dwaas wees nie. Prys die Here vir so ou. Maar hy sê verder, maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer oor my sal sê, as wat hy van my sien of van my hoor nie. Met ander woorde, ek wil nie hierdie goed doen nie. Ek wil doen wat God behaag, want wat die mense sien van my, moet hulle weet, is eer tot God. Nie eer tot Saulus nie, of Paulus nie, eer tot God. God kry alle eer vir die goed wat ek bereik in my lewe. Jy bereik in jou lewe. God moet die eer kry. Hy sê anders dis ons 'n dwaas verheerlik homself. En as jy gaan kyk na die parlemente en die ministers en die presidente, dan sien jy baie dwaase. En het van my sal sien en van my hoor nie. Vers 7. Selfs nie as gevolg van die buitengewone openbaring nie. En hier gaan ek bietjie stil staan en ek wil vir jou sê. Hier kom Paulus en hy sê, ek het soveel buite openbaring gekry. Openbaring het hy gekry van God af. God het hom die openbaring gegee oor sekere goed, wat hy moet gaan sê vir die gemeentes en gaan doen en al die goed. So dit was so maklik vir hom om te gaan te spog, en as ons vandag gaan sien in vandag se tyd, baie dominees en pastore en wat ook al jy hulle noem, popes en al dat goed, as hulle iets doen, dan vat hulle al die eer, en hulle vat die glorie, en hulle vat al hierdie goed. Maar is God wat vir hulle die wysheid gegee, die openbaring gegee het. Maar hulle vat die eer. Daar's geen God betrokke nie. En hy sê, God het selfs, toe hy God my openbaring gegee het, en ek het die woord gesê wat God gesê het, sal ek nooit die eer vat nie, want ek sal 'n dwaas wees. Want die openbaring wat God vir my en vir jou gee, kom tot eerde van God. Amen. So wanneer God vir jou 'n woord gee vir iemand, moenie sê, hoorie, ek voel, ek het gebid en ek voel hierdie woord nie. Sê, ek het 'n woord gekry van God, wat ek vir jou wil gee. God het my 'n woord gegee, geopenbaar, om vir jou te sê. En gaan bid oor dit. Jy sien, en Paulus het gekom, en Paulus het die 3/4 van die Nuwe Testament geskryf, want God het vir hom gesê wat om te skryf. Hy het vir hom openbaring gegee van alles in die Nuwe Testament. Sien, hy kon gespog het en gesê het, maar ek het die Nuwe Testament geskryf. Ek, Paulus, het die Nuwe Testament geskryf. Maar nêrens het Paulus gespog oor dit nie. Hy het gesê, God het vir my openbaring gegee. En God het gesê, ek moet aan julle sê, ek skryf aan julle Korintiërs, in die naam van God, van Jesus Christus. My God. Sien, Paulus het nooit eer gevat vir dit wat God vir hom geopenbaar het nie. Hy het altyd eer tot God gegee. Hy sê self nie as gevolg van die buitengewone openbaring nie. Daarom sodat ek nie sou daarom sal ek nie hoogmoedig raak nie. Jy sien, wanneer ek en jy openbaring kry, en ons begin sekere goed sê, en dan begin ons hoër skoene aantrek, as ons mans is, dan trek ons hoër skoene aan, want ons wil bietjie hoër loop, ons wil bietjie groter lyk, en ons wil bietjie langer lyk, want dis groot openbaring wat begin. Maar jy sien, dis wanneer jy klein is wat God groot is.
Amen. Luister mooi. Wanneer jy in jou spirit klein is, dis wanneer God groot is. En Paulus kom en hy sê, daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in my vlees gegee. En hier kom Saulus en hy gee die rede wat hy gesê het, hier's 'n doring in my vlees, sodat ek nie wat hoogmoedig moet raak nie, sodat my heeltyd herinner, God is in beheer. En hierdie doring was vir Paulus 'n probleem gewees op 'n stadium. Want hy het vir God gevra, Vader, vat net hierdie doring uit my pad uit my lewe uit. En dit was vir 'n rede daar, omdat hy omkeer om nie hoogmoedig te raak nie, want Paulus het nog baie werk gehad wat God vir hom gesê het, ek wil hê jy moet dit doen, maar dit moet eer tot eer van my naam wees, en jy moet nie hoogmoedig raak om te sê, maar ek het dit gedoen nie. So die doring in jou vlees sal jou herinner, dat God dit doen. Is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. Hoor hierso. Is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. In die Engels sê hom beter, en ek wil iemand hom lees, dan hoor jy wat sê in die Engels. Lees die hele versie. Vers 7. And to keep me from being puffed up and too much elated by the exceeding greatness, the preeminence of these revelations, there was given me a thorn, a splinter in the flesh, a messenger of Satan to rack and buffer and harass me, to keep me from being excessively exalted. Amen. Partykeer vra ons, Here, maar hoekom is hierdie ding heeltyd hier? Hoekom is hierdie ding heeltyd hier? Ek bid en hierdie ding gebeur nie. En Here sê maar som koos is om jou humble te hou. Is om jou te herinner. Dis nie jy nie, dis ek. Want jy sien, ons as mens raak vinnig hoogmoedig. Ons raak vinnig ek is beter as jy. Ek is slimmer as jy. Weet as jy terug gaan dink en jy gaan kyk na 8 mense wat saam met jou in die skool was. En jy was maar nou net daai ouetjie wat so oor die lat elke jaar so oor die lat gaan. Hier 50%, 50%, 50%, maar jy het nooit geleer nie, maar jy het die 50% gekry, partykeer het 49 gekry, Albertus. Partykeer het 49 gekry, nie jy nie. Maar dan slaap ons en dan voel jy trots, jy het dit gemaak. Dan kom die ander mense in hulle 80s en 90s en al daai goed is. En op die eind van die dag, 10 jaar verder, dan loop jy mense raak en sê, vra jy eerste ding, wat het van jou geword? Waar is jy? En sê nee, ek is 'n boilermaker. O nee, okay, wat jy? Nee, ek is 'n meganiese ingenieur en al hierdie goed is, jy weet. En dan kom daai boasting deur. En hy praat jou heeltemal oorheersend oor jou. En dan kom die doring in die vlees om te sê, hoor die koos, moenie laat dit jou afsit nie. Jy is 'n kind van God. Jy behoort aan God. Dit maak nie saak die kwalifikasie wat jy het nie, dit maak nie saak die geld wat jy het nie, dit maak nie saak waar jy bly nie. Dit maak saak jou verhouding met God. Want jy sien baie van daai mense wat so boast, en ek sien nie almal nie, daar's pragtige mense daar buite met baie geld en al hierdie groot huise en al daai goed, en nog steeds is hulle verskriklik lief vir die Here, en hulle doen goed in die koninkryk van God. Maar ek sê, jy kan arm wees en jy kan hoogmoedig wees. Amen? So hoogmoedig moet nie in jou lewe wees nie, want wanneer jy hoogmoedig raak, dan stoot jy God eenkant. Want dan sê maar ek is goed genoeg. En hier kom God en hy sê, en Satan het vir hom 'n kastei, en ek dink in die 33 sê, hy het hom 'n hou geslat. Dat hy besef, hy het hom gekastei. So as ons baie keer
deur 'n moeilike tyd gaan en ons voel, maar hierdie ding bly my soos 'n doring in my vlees en dis nie 'n fisiese doring nie, dis 'n geestelike ding en ek gaan deur moeilike tye in my lewe en al daai goeters en dan moet ou verstaan, maar weet jy wat, die Here wil ons humble hou. Die Here wil ons op ons knie hou. Ons soek verkeerde plek. Ons moet God soek. Ons moet God soek om na deur te kom. Amen. Baie keer vat dit jare vir 'n ding om deur te kom, want ons soek nie God nie. Ons soek net dit by God. Daar's twee verskillende goed, hoor mooi. Om God te soek en om goed te soek by God. Wanneer jy God begin soek, dan gebeur dit goed. Dan verander situasies in jou lewe. En dit kan baie keer lank vat. Want sodra jy God begin soek, dan kom die deurbrake in jou lewe. En oorwinning in jou lewe. Verlossing in jou lewe, vryheid in jou lewe en gesondheid in jou lewe en al hierdie goed begin vanselfsprekend wees, want dis God se eienskappe. Dis wie God is. Dis wie God is. En hier kom Paulus en hy sê 3 maal het ek die Here gesmeek. En hy kom en hy sê ek het 3 maal die Here gesmeek dat hy dit moet weg verlaat. Ek het met die Here gegaan en ek sê Here asseblief, vat hierdie weg van my af. 3 maal het ek die Here gesmeek. Jy sien, die Here het dit nie net weggevat toe Paulus kom en sê vat dit weg nie. Die Here sê nee, ek wil jou humble hou. Weet jy, hou jou humble. Daar's groot goed wat ek vir jou het wat vorentoe kom. Om die hele 3/4 van die hele Nuwe Testament te skryf, moet jy humble wees. Jy moet nie vol van jouself wees nie. Jy moet hoor wat God vir jou sê om te skryf en net dit moet jy skryf. So God moes hom humble hou. En as ons kyk na baie van die ouens wat goed begin doen het, wie is Dawid se koning van Dawid gewees? Eerste Saul. Hy het later begin grootkop kry. Hy was die koning en hy het begin grootkop kry. Maar ek sê en ek. En God het hom verwyder. So hy het sy humbleness verloor. Hoor wat sê hy. Hoor wat antwoord God hom. Ek gaan weer vers 8 lees. 3 maal het ek die Here gesmeek dat hy dit moet verlaat. Vers 9, hoor wat antwoord God. Hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou. Paulus, my genade is genoeg vir jou. Moenie kyk na die vleeslike storie en die doring in jou vlees en dan goed nie. My genade is genoeg vir jou. Met ander woorde, ek is saam met jou, ek sal jou deurvat, maar ons moet bereik wat ons moet bereik. Dit wat ek vir jou beplan het, al gaan jy deur moeilike stadiums in jou lewe, al gaan jy moeilike tye in jou lewe deur. God sê my genade is genoeg vir jou. My genade is met ander woorde, God sê my teenwoordigheid is genoeg vir jou. My genade is genoeg vir jou. En ek dink baie keer gaan ons deur moeilike tyd in ons eie lewens, in verskillende goed. Dan moet ons net terugkom en sê, Here, dankie vir jou genade. Want dit is genoeg vir my. Jou genade is genoeg vir my. Ek en jy wil omstandighede verander. Ons wil dit hê om gemaklik te wees. Maar die Here sê baie keer gaan jy deur moeilike tye gaan. Maar my genade is met jou, sodat ons kan bereik wat ons moet bereik in ons lewens. Amen. Baie keer gaan 'n mens deur moeilike tye, mense, en 'n mens wil moet opgee. Maar God se genade vat ou daardeur. God se woord vat ons daardeur. En baie keer is dit nodig dat God ons net so 'n bietjie skrik maak, wakker maak en sê, kyk, my genade is genoeg. Dit wat jy oormoun, my genade is genoeg.
Hy sê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid, tot volle verweesliking. Hy sê, my krag, wanneer jy swak is, wanneer jy nie meer kan nie, wanneer jy wil opgee, is my krag, my Heilige Gees, the Holy Spirit wat in jou is genoeg vir jou. Dit sal jou optel. Dis meer as genoeg, dis of in Engels, is meer as genoeg as jou omstandighede. So wanneer ek en jy deur moeilike stadiums in ons lewe gaan, kom God en hy sê, my genade, eerstens my genade is genoeg vir jou. Hy sê, wanneer jy deur moeilike tyd kom, dit is baie belangrik, is my krag, is daar om jou deur te vat. Die krag van God, Holy Spirit, the power of Holy Spirit. En hierdie krag is dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis powerful. Hierdie krag is, ons kan dit nie beskryf nie. En God kom en hy sê vir Paulus, hy sê, my krag is juist daar, wanneer jy swak is. Sodat die mense kan sien, wat rondom jou is, die volheid van jou God. Die oorwinning wat hy, God, vir ons het. So wanneer jy en ek deur 'n moeilike situasie gaan, en ons sê, Here, dankie vir u krag, u Holy Spirit, die krag, en hy lig ons uit, en hy vat ons deur daai situasies, en ons kry oorwinning daar, alle eer aan hom. Amen. Amen. Lees hom vir my in Engels. But he said to me, my grace, my favor, and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and complete, and show themselves most effective in your weakness. Therefore I will all the more gladly glory in my weakness and infirmities, that the strength and the power of Christ the Messiah may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Amen. Hy sê daar, en Paulus kom en hy sê daar, God sê my, wanneer jy swak is my krag genoeg ten volle vir jou. En dan kom hy verder, en daarom sal ek baie liewer, Paulus kom en hy sê, daarom sal ek baie liewer oor my swakheid spog, sodat ek die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Hy sê dat ek maar swak bly, sodat God se krag die hele tyd deur my werk. Want ek het nodig dat God se krag deur my werk. Ek het nodig dat God, die Heilige Gees se krag in my is en deur my werk. Sodat ek 'n koneksie kan hê met God. Amen. As jy en ek nie toelaat dat die Heilige Gees in ons is en deur ons werk nie, het ons nie 'n koneksie met God nie. Die Heilige Gees is die koneksie van God na my toe, my en jou toe. Hy sê, Jesus sê dit vir ons in Matthew, Mark, Luke en John. Hy sê, ek gaan na my Vader om vir julle plek voor te berei, maar ek sal julle nie alleen los as wesies nie. Ek sal vir julle die trooster, die krag, die Heilige Gees, die derde persoon van God, sal ek vir julle agterlaat. En hier kom hy en hy sê, daarom sal ek baie liewer oor my swakheid spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, mense wat vir jou kom beledig, al hierdie slegte goed kom sê, praat maar, my verhouding met God is reg, en God sal my deurvat. Sien, hierdie vers kom, en wanneer iemand vir jou iets sê, dan is jy op jou perkie, en Paulus kom en hy sê, weet jy, dit is nie belangrik nie. Hierdie goed is nie meer belangrik nie. Moenie jou tyd mors met dit nie. Spandeer jou tyd op goed wat baie meer belangrik is in die woord van God of doen die wil van God in hierdie wêreld. Dis die belangrikste. Vervolgings op 'n noodhede terwille van Christus. Want wanneer ek swak is, juis dan
is ek sterk. Wanneer ek swak is, wanneer ek deur die omstandighede gaan, waar die mense my beledig, wanneer die duiwel ons wil aanval en ons teen die grond gooi, wanneer sy werk, hy's hier op die aarde gesit om dit te doen, dis sy werk mense, dis alwaar hy konsentreer, om my en jou sleg te sê, en te sê, maar jy sal dit nie maak nie, jy gaan dit nie maak nie, jy sal maar 'n arm en 'n darm persoon wees en al daai goed, dan sê ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Jesus het gekom sodat ek 'n oorwinnaar kan wees, meer as 'n oorwinnaar in Jesus naam. So in my swakheid kan ek nie boast nie, maar kan in sy krag kan ek sê, dankie Here Jesus vir u krag wat u vir my gee, sodat ek deur hierdie goed, deur hierdie situasies kan beweeg. En dat ons nie sal sit en treur op 'n stoel en sê, maar hoe gaan ek dit maak nie? Hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek dit doen nie? Want dan belemmer jy God se krag wat in jou is. Amen? Want jy begin twyfel oor sekere goed. Twyfel is die teenoorgestelde van geloof. Wanneer jy begin twyfel, dan val jou geloof. Wanneer die goed nie goed in jou lewe gaan nie, prys die Here Jesus. Toe Paulus hulle in die tronk was en hulle kom en hulle gooi hulle in die tronk goed en hulle begin die Here loof en prys en al die goed, toe spat die deure oop en alles gebeur. Hulle het nie gesit en huil in die hoek om te sê, maar Here, ons het die werk gedoen, ons het die hele dag dit gedoen, en hier kom en hulle gooi ons in die tronk, waar is jy nie? Hulle sê, prys die Here Jesus. En hulle het hom geloof en prys, met alles wat in hulle is, en die tronkdeure het oopgebars. Halleluja. Amen. En dis waar die vers in kom, wanneer ek swak is hy sterk. Wanneer ek daar sit en ek weet nie hoe om deur hierdie maand te kom, of deur die dag te kom, of deur wat hierdie situasie te kom nie, begin die Here loof en prys. En sê, Here, ek kan nie sonder jou nie. Hierdie doring wil ek vir jou sê, is wanneer jy besef, ek kan nie sonder God gaan nie. God is my weg. God is die weg, die waarheid en die lewe. Amen. Dan kan ek alles oorwin deur Jesus Christus wat my krag gee. Hy wat verantwoordelik is vir my. Hy wat my gemaak het. Hy wat my planne en drome oor my het. Wanneer ek in sy wil bly, dan sal sy wil geskied in my lewe. En hy kom in, onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, dat die koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde in my. Amen. Hoe is dit in die hemel? Awesome. So met die aarde moet dit ook awesome wees. Maar jy sien, ons praat negativiteit, en dis wat Paulus kom met die doring in sy vlees. Hy kan so maklik negatief geraak het, toe hulle hom vervolg het, en al hierdie goed gedoen het. Hy kon negatief geraak het, en gaan sit en sê, maar weet jy wat, ek wil weer teruggaan na my ou Saulus toe. Ek wil weer al my ou geld en kastele en goed hê. Ek was so happy geweest met dit. Maar hy het gegaan en gesê, weet jy wat, wanneer ek swak is, wanneer ek in moeilike omstandighede is, wanneer ek voel ek kan nie daar deurkom nie, dan begin ek die Here loof en prys. Dan begin ek hom prys en worship en glorify en sy naam oplig. En weet jy wat, jy gaan nie so voel om hom te doen nie. Want jy voel nie so nie. Maar 'n gevoel moet jou nie weghou van die Here nie. Die werklikheid is, God is die weg, die waarheid en die lewe. Die wêreld laat ons met gevoelens leef. Ek voel nie lus om dit te doen nie. Ek voel nie lus om dat te doen nie. Ek voel nie lus om kerk te kom nie. Ek voel nie lus om vir iemand te bid nie. Ek voel nie lus om dit te doen nie. Maar ek voel lus met dieselfde tyd om na jolplek toe te gaan en te gaan lekker jol. Ek is nie nou meer moeg nie. Die moegheid is weg. Maar as wanneer ek die Here moet dien of my Bybel moet oopmaak en lees, dan voel ek moeg. Want sien, dit is wat Satan op ons pad gooi. Maar die Here sê, wanneer ek en jy swak is, roep my aan. Roep my aan. Roep my aan en ek sal jou antwoord. En ek sal jou uithaal uit jou omstandighede.
En dis 'n belofte wat God het vir my en jou. Moenie laat die opdoding, die omstandighede jou weghou van die oorwinning wat God vir jou en my het nie. Die oorwinning wat God vir my en jou het. En ons kan dit dadelik kry by hom, die oorwinning, die tevredenheid, om deur dit te gaan. Al vat dit 'n rukkie, maar hy gee vir ons krag. Sy krag is genoeg vir my en jou. Wil ek die laaste versie lees, Handeling 9. En hier kom hy en hy sê in Handeling 9, vers 15. Die Here het egter vir hom gesê, gaan doen wat ek vir jou sê. Want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na die volke en die konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet lei. Jy sien, wanneer ek en jy begin die wil van God doen, die plan wat God vir ons het, gaan daar situasies in ons lewe kom wat nie maklik gaan wees nie. Want die woord van die Here kom en hy sê die pad na die hemel is nou. Is nou. Iets het nou so mee gesê ja. Ek dink sy engel wat gesê het ja. Ja. Die pad na die hemel is nou. Maar die pad na die hel is breed en wyd en maklik om te loop. En hy kom hier so uit na konings, en hy vat hierdie man, en hy vat hom na mense wat hooggeleerd is, konings van ander lande en van Israel, van alles. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet lei. En hy sê vir hom, gaan en sê vir hom, ek sal vir hom wys, hy gaan hierdie goed doen, ek gaan hom stuur, ek gaan hom koop, maar hy gaan nog steeds lei in my naam. Ananias toe vertrek, in daardie huis ingegaan, hy het sy hande op Saulus gesit en gesê, broer Saul, die Here het my gestuur, Jesus, wat aan jou volskyn het op die pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees gevul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy hom weer gesien. Jy sien, toe Ananias kom en hy salf hom en hy bid vir hom en die plan van God kom in aksie, toe val alles in plek. Die skil het afgeval, want hy was blind geraak. Die skil het van sy oë af, hy kon dadelik sien. Hy kon dadelik sien. Hy het opgestaan en geloop. Hy het toe kos geëet en sy kragte begin herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowige in Damaskus gebly. Jy sien Saulus, wat toe Paulus geword het, by op pad Damaskus toe het hy blind geraak, en julle onthou daai storie, en God het hom weer herstel, en God het gesê, okay, nou is jy reg, dat ek jou kan gebruik. En ek het altyd gesê, maar hoekom het God hom blind gemaak? Ek het altyd die vraag gevra, maar Here, hoekom het jy hom blind gemaak? Want God kan enigiets doen. Maar sien, as 'n rede agter elke ding. Ek dink God het hom blind gemaak dat hy besef, maar weet jy wat? Ek is niks en ek is niemand nie. Sodat hy kan weet, God is in beheer. Sodat hy kan weet, alles kom van God af. Alles wat hy gehad het, die roem, die krag, die geld, al die invloed en goed, dit kom van God af. God kan dit net so wegvat. En vir 3 dae toe God
die skille van sy oë afvat, en hy kon sien, het hy geweet, okay, dis die tyd, wat ek God se werk moet doen. Dis die tyd wat God my geroep het, om te gaan, en 'n gevaarlike pad te loop. Ek dink hy was een van die mense wat die gevaarlikste pad geloop het, in die hele geskiedenis van die Bybel. Want hy moes na plekke toe gaan, wat die mense nie God ken nie, wat hy Jesus nie ken nie, wat hulle hom eintlik uitdryf. Dis kom hy so baie in die tronke was, en gehardloop het, en gestenig is, en al die goed. En nog steeds het hy gedoen, dit was Jesus vir hom, God vir hom gesê het, om te doen. En my vraag vanoggend, ek sluit af met hom, my vraag vanoggend is, wat is jy bereid om op te gee, om deur Jesus deel van jou lewe te hê, en ek praat dat heeltemal deel van jou lewe te hê, en te doen en te volg wat hy vir jou sê om te doen. Jy sien, ons kan nie meer, mense, en ek wil vanoggend vir julle sê, ons kan nie meer kerk speel nie. Ons kan nie meer kerk toe kom en 'n goeie woordjie wil hoor, en hy toe gaan sê, okay, dit was 'n goeie woord nie. Ons moet die waarheid hoor. Ons moet die waarheid hoor, want die waarheid maak ons vry. Die woord van die Here sê die waarheid, en net die waarheid sal ons vry maak. En as ons kyk na al hierdie goed buitekant, julle het 'n aardbewing gesien in ek dink China, Bangkok, almal is vir my dieselfde, 7 iets wat hy geregistreer het. Die gebou het in mekaar geval, en al hierdie goed gebeur, en hulle wys 'n foto waar die aarde besig om te skeer onder die see. Hoe het hy langer geword? Hierdie aarde is besig om te kreun, en uit mekaar te val, as gevolg van al die sonde. Amen? Want dis oralste is daar glad nie meer wette en goed nie. Jy maak wat jy wil, jy doen wat jy wil, en is okay. Solank jy net chocho geld betaal. En dis nie net hier nie. Dis oralste. Ek kyk 'n ding van Noord-Korea. Daai ouens mag nie eers karre besit nie. Hulle mag nie karre besit nie. Hulle mag nie uit die land uitgaan nie. Dis 'n kommunistiese land. Daar's net sekere mense wat mag vlieg. En dis die ministers van een land na 'n ander land. Die ander mag nie uit die land uitgaan nie. Hulle mag nie karre hê nie. Die vrouens mag nie make-up dra nie. Al hierdie goed. Gaan kyk bietjie. En ons het die vryheid om die Here te dien en te doen wat God wil hê ons moet doen, en ons doen dit. Maar baie van die mense doen dit nie. Vra ek vir jou, is jy regtig lief vir God? Het jy regtig die Heilige Gees aangeneem en sê, Here, wat U wil geskied in my lewe? Sien, wanneer ons daai woord sê, Here, laat U wil geskied in my lewe, dan bedoel dit, ek gee my lewe op vir U. En dit bedoel nie, jy gaan niks jouself geniet en goed nie. Dit bedoel, jy gaan die Here se wil doen, dit wat hy vir jou sê om te doen. En daar's niks lekkerder om die Here te dien nie. Niks lekkerder in tevredenheid wat jou vrede gee, as die wil van God. Amen. Kom ons staan. Ek gaan nie uitnodiging maak nie, maar ek voel ek wil, in my hart is, ek wil ons maak ons oë toe. In my hart voel dit, ek wil graag net die geleentheid gee om te sê, ek weet jy wat, as jy voel, ek wil net nader bietjie aan die Here beweeg. Weet jy wat, steek net jou hand op en sak op. Want ek gaan so saam gebed hou. Moenie skaam wees nie. Weet jy, Here het nooit skaam gewees om op die kruis te gaan hang vir my en jou nie. Hy het gegaan en hy het geloop en het gesê, ek doen dit vir my kinders. Omdat ek hulle lief het.
omdat ek hulle wil vry hê, omdat ek wil hê hulle moet ewige lewe hê. Ek wil hulle vry maak, sodat hulle my kan dien. Sak maar jou hande, ek kom net op so die kind sak. Ek steek my eie hand vanoggend op en sê, Here, weet jy wat, ek staan ook in hierdie, om te sê, Here, ek het U meer nodig as ooit tevore. Ek wil nader beweeg aan U as ooit tevore. Ek wil U gesig ervaar, U teenwoordigheid ervaar in my lewe. Ek wil meer van U in my lewe hê. Vader, laat U wil geskied in my lewe. Dat dit nie my eie besluite sal wees nie, dat dit nie my eie wil sal wees nie, maar Vader, dat dit U wil sal wees. Dat die Heilige Gees sal kom en ons sal lei, Here, die pad wat ons moet beweeg, dat ons in sy voetspore sal beweeg, Vader, so waar hy heen gaan, sal ons gaan. En Vader, wat U vir ons sê om te doen, sal ons doen. Met 'n blydskap in ons hart. Dankie vanoggend vir elkeen wat sy hand opgesteek het, Vader. Ons kom net vanoggend en sê, hier is ons, Here, ons meld aan vanoggend weer. En sê, verander ons, Here, maak ons hart weer opgewonde om saam met U 'n pad te loop. 'n Besluit wat ons vanoggend neem om te sê, Here, alles vir U vanoggend. Ons sing hy liedjie, alles vir U, Vader. Want ek behoort aan U. Partykeer wanneer ons teen moeilike tye gaan, Vader, dankie dat U die krag in ons lewe is. Here, dat U ons daardeur vat. Here, dat ons 'n oorwinning het oor die omstandighede op die eind van die dag. Dat ons sal staan en terugkyk en sê, God was goed, is goed en Hy is goed en Hy het ons deurgevat deur die moeilike omstandighede. Dus kom en ons loof U vanoggend, Vader. Ons prys U daarvoor. Here, dankie vir die goedheid en die gunst. Dankie, Here, dat ons vanoggend net kan ervaar, Here, U hand wat U op ons is vanoggend, Here, U teenwoordigheid wat vanoggend hier by ons is. Dus kom net vanoggend, Vader, laat U volheid vanoggend, Here, oor ons kom. Ons loof en ons prys U vanoggend, Vader. En ons dankie. Ons dankie vanoggend vir U liefde, vir U genade, en vir wie U is. Kom vanoggend in die volheid, Here. Kom in die volheid vanoggend. Ons prys U, ons loof U, ons prys U, ons loof U. Ons prys U, ons loof U, Here. En ons bid dit in die naam by elke naam, die naam van Jesus, in Jesus naam.